Ons kyk vanoggend hier by Hemelvaart, kyk ons bietjie na Handelinge 1 en ek dink dis 'n bekende gedeelte uit Handelinge en dit sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea, Samaria tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy hulle toekyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra Galileërs, waarom staan julle so en staar na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle in die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat hy na julle toe, julle hom sien weggaan het in die hemel in. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, dan dink ons partykeer, of stel jouself voor vir 'n oomblik, jy staan by 'n lughawe en jy waai vir iemand wat vir jy baie lief is, maar wat nou dalk oor see gaan. Ek onthou in ons jare, ek was in 2003 matriek, en in daai jare het al hierdie jong mense oor see gegaan. So as jy nou 'n skoolliefde gehad het, of jy het iemand gehad wat in jou lewe was, dan het baie keer het daai persoon oor see gegaan. En ten minste vir 'n groot tyd van jou lewe, was daai persoon dan nie in jou lewe nie. En ek dink, as 'n mens so iemand sien weggaan, as jy die vliegtuig sien wegvlieg, dan voel jy sommer 'n skielike holkol op jou maag, jy voel sommer dadelik 'n leegheid en 'n skeiding. En ek dink partykeer as ons oor die hemelvaart dink, dan dink ons dit in hierdie konteks. Ons dink asof Jesus nou weg is en totdat hy nou die dag terugkom, het hy eintlik niks met ons te doen nie en is daar hierdie skeiding tussen hom en ons maar eendag sal ons weer met hom praat of eendag sal ons weer ontmoet of eendag sal ons mekaar weer sien. Terwyl die waarheid is dat die Here altyd by ons is. En dit 'n ander soort nabyheid is, 'n soort nabyheid wat nie afstand skep nie. En die hemelvaart wat op die einde van die dag nie afstand skep nie. En dis baie keer interessant hoe ons ook dink oor die hemelvaart self. Ons dink partykeer Jesus wat in 'n wolk weggeneem is weggeneem asof dit na 'n ander planeet toe is of 'n ander dimensie wat niks met hierdie lewe en hierdie wêreld en hierdie oomblik te doen het nie. En in werklikheid is dit nie heeltemal dit nie. Ja, die Here is hemel toe om vir ons plek voor te berei, maar hy bly in beheer. Dis Jesus wat aan die regterhand van die Vader gaan sit na sy hemelvaart, wat regeer oor die aarde, regeer oor ons lewens, wat vir ons 10 dae na hierdie gebeure van die hemelvaart vir ons die Gees gestuur het, om by ons te wees en in ons te wees en 'n pad saam met ons te stap. Dis meer soos die lig wat jy inasem, wat jy dalk nie kan sien nie, maar jy weet, dis rondom jou. En die Here is nie ver nie, hy is nie beperk nie, hy is nie afsydig nie, hy is met ons. Hy sit aan die regterhand en regeer. En daarom kan ons weet, en dis die troos, dat al het die Here Jesus opgevaar hemel toe, gaan hy nog steeds by ons wees. En daar is 'n stuk geweldige krag daarin om te weet dat hy in beheer is van die skepping. Dat hy in beheer is van ons lewe. Dat hy mens geword het en op hierdie aarde was en met ons meegevoel kan hê oor hoe dit is om mens te wees. Wanneer jy voel iemand verstaan jou nie, wanneer jy voel die eise van hierdie lewe word te veel, wanneer jy voel dis asof almal net kritiek lewer in jou lewe, wanneer jy alleen voel, kan jy weet, die Here is in beheer. Kan jy weet, die Here is naby. Niks wat vandag oor jou pad kom, geen nuus van 'n dokter,
Nie die finansiële druk wat jy beleef, of die hartseer wat jy beleef, of selfs die opwinding wat jy beleef, is buite sy bereik nie. Hy regeer nie met 'n harde hand nie. Sy hande is deurboor vir jou. In sy hande is daar die tekens van hy wat die prys betaal het vir jou en my. En dit gee vir ons die vrymoedigheid om asem te haal. Dit gee vir ons die vrymoedigheid om te sê, ten spyte van is die Here nie ver nie. Ons dink aan dat ons Jesus, dat hy tydens en tussen die disippels was, dat hulle aan hom kon raak en hom kon sien. En ons dink partykeer, as ons hom nie sien nie, dan is hy ver, of hy is buite bereik. Maar die waarheid is, deur sy Gees woon hy in ons. Juis kom sy krag na vore deur ons. Juis is die realiteit dat ons nie hoef te vrees nie, omdat hy in ons woon. En dit is die vertroosting. Jy sal nooit weer alleen wees nie. Jy sal nooit weer alleen wees nie. Jesus laat nie ons alleen nie. Ons lewe na die tyd van die uitstorting van die Gees, ons lewe in die tyd wat hy in en deur sy Gees in ons woon. Die engele moes die disippels herinner dat Jesus weer terugkom. En daarna kyk ons ook vorentoe. Daar's 'n tyd wat Jesus ons volkome gaan kom haal. Wat ons gaan volkome maak. Moenie toelaat dat jou omstandighede jou op hierdie stadium en op hierdie moment terughou, negatief maak, uitdaag, dit vir jou moeilik maak nie. Nee, fokus liewer daarop dat die koning van alle konings nou al regeer. Dat hy nou al in beheer is. Dat hy nou al jou vrees in vrede kan verander. Mag elkeen van julle in hierdie tyd nie oor hemelvaart dink as 'n skeidslyn tussen ons en Jesus nie. Maar eerder dat ons oë gerig sal hou op die koning van alle konings wat regeer. Dat ons oë gefestig sal hou op hy wat weer terugkom en die verlange in ons harte daarop gefokus sal hou. Dat ons die Gees van God wat in en deur ons werk, elke moment sal beleef. Dat ons sy vrede op hierdie moment al sal beleef. Kom ons bid saam. Drie God, Hemel Vader, Here, dankie vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het, maar 'n baie besondere dag, Here, wat ons U hemelvaart, U opvaarding na die hemel kan gedenk en herdenk, daar waar U vir ons, Here, gaan plek voorberei het. Here, ons wil vra in hierdie oomblik dat U vir ons net weer eens sal laat besef, dat U die koning is wat aan die regterhand van die Vader sit, dat U die Gees is, dat U die Gees vir ons gestuur het, om ons te lei in U waarheid. Ja, Here, dat U die een is, wat oor ons lewens beskik. Dat U die een is, wat vir ons vrede bring. Want die tekens, Here, van U wat die pyn en die smart beleef het in ons plek, is so duidelik. Maar ook die wete en die sekerheid van die oorwinning. Ons bid, Here, vir ons gemeente, ons bid vir die bazaar wat voorlê. Ons vra, Here, dat U ons daarin ook sal lei. En daarin ook vir ons sal seën. Dit alles bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.